'n stadige sielsdood wat jy kan sterf, is om alleen te lewe, 'n voorgee tipe lewe, om nie eg te wees nie, iemand na te boots of jouself in 'n mate te vervals, om in die skade weer te lewe, om nie jou ware self te wees nie. En dan is 'n mens bang om in die lig of in die waarheid te kom, want dan kom jou ware self na vore. Jy weet, om alleen te lewe is om voor te gee dat jy gelukkig is, dat jy dalk ryk is, dat jy dalk suksesvol is, dat jy heilig is bo die maat, of dalk geleerd is. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou op hierdie Dinsdagmôre. Ek vertrou dit gaan met jou goed. Vanmôre gesels ek met jou oor om alleen te lewe. Lukas 19 vers 16 en 17 sê: En die eerste het verskyn en gesê, meneer, u pond het 10 ponde wins gemaak. En hy sê vir hom, mooi so, goeie dienskneg, omdat jy in die minste getrou gewees het, moet jy gesag hê oor 10 stede. Hierdie gedagte gaan oor hierdie meneer wat aan die een 10 ponde, die ander een 5 en die ander een 1 pond gegee het, en elkeen moes volgens hulle vermoëns daardie ponde vermeerder het. Nou, ek wil dit nou vanmôre gebruik om 'n beginsel vas te maak en dit te verduidelik, en dit is om in 'n leen te lewe. Jy weet, om in 'n leen te lewe, nê, om hierdie voorgee lewe te lewe, is een van die groot kwale van ons tyd. Met ander woorde, om voor mense anders te wees as wat jy agter mense is. Om vanaand op jou kopkussing neer te val en uitgeput aan die slaap te raak, nie omdat jy moeg gewerk is nie, maar omdat jy moeg 'n lewe, 'n standaard van lewe en 'n persoonlikheid probeer lewe en wees wat jy nie werklik eintlik is nie. Hoeveel onskuldige mans en vrouens val nie vas in ongelukkige huwelike omdat een van die partye voor die huwelik 'n ander mens was, 'n voorgee mens was, en binne die huwelik net nie meer die front lank genoeg kan voorhou nie, en die ware klere kom dan uit en die huwelik is 'n gemors. Binne jou werksomgewing dieselfde. Jy het iemand aangestel op die basis van fantastiese CV en 'n voorkoms, en dan is dit nie lank daarna nie, dan spring die werklike persoon uit, en dan is daar teleurstelling. Dieselfde met die werknemer, met dieselfde ervaring teenoor sy werkgewer. En dan natuurlik om 'n Sondag tipe Christen te wees. Voor die predikant is jy een mens, en voor ander Christene is jy een mens, en jy's die voorbeeld van die eeu, maar by die huis is jy totaal heeltemal iemand anders. Ons lees baie voorbeelde nogal van dit in die Bybel. Sommige van hulle soos Abraham en soos Dawid, en natuurlik die Fariseërs wat Jesus sommer reguit genoem het. Jy weet dat hulle voorgee mense was, en dan natuurlik die gemeente van Laodicea, daar in Openbaring 3, spesifiek in vers 19, waar Jesus na hulle kyk en vir hulle sê, aan die buitekant lyk julle ryk en julle het verryk geword, met ander woorde, julle het rykdom verwerk, en dit lyk asof julle niks tekort het nie. Maar kyk net gou vir 'n oomblik, wat is die beeld van die leen wat iemand lewe, hoe dit in die geestesrealm lyk, en hoe dit vir God lyk? Kyk gou 'n bietjie, Openbaring 3 vers 17, want jy sê, aan die buitekant, nee, volgens jou oë, sê jy, ek is ryk en het verryk geword, ek het aan niks gebrek nie. Maar hoor, hoe lyk jy vir God? Hoor, hoe lyk jy in die geestesrealm? Elendig, bejammerenswaardig, arm, blind en naak. Dis 'n voorgee lewe. In die fisiese, wat die ander sien, is jy en voel jy dalk suksesvol soos 'n koning en 'n hero, maar in die gees lyk jy baie sleg. God sien jou, en in die geestesdimensie lyk jy eintlik elendig, bejammerenswaardig, arm, blind en naak. En die geeste van die lig is die drywers van hierdie voorgee lewens, om jou te weerhou van jou werklike self, jou werklike roeping, jou werklike skepingsdoel, hoe God jou geskep het, en wat God aan jou toebedeel het, volgens Lukas 19. Jy weet, God het elke mens, volgens Lukas 19, met ponde toebedeel. Elkeen se hoeveelheid is anders, en elkeen se suksesse, met ander woorde, lyk ook anders. Maar die een van 1 pond was nie verwag om op te lewer van die een wat 10 ponde ontvang het, en wat daar volgens moes opgelewer het nie, en dan natuurlik ook andersom nie. Die Here wil hê jy moet net lewe en die beeld handhaaf waartoe hy jou geskep het en geroep het.
Jy weet, om alleen te lewe is om te probeer presteer waartoe jy nie bedoel was om te presteer nie. Leef net volgens jou skepingsdoel. Genesis 1 vers 27 tot 30, Genesis 2. Jy is net die beeld van God geskep. Jy is goed genoeg. Jy is geseën. Jy is vrugbaar. Met ander woorde, vermoëns ontvang om te vermeerder. Die Here het jou gesag gegee om goed te onderwerp. Jy is die kop. Jy is nie die stert nie, met ander woorde. Dan het die Here vir Adam en Eva gesê, bewerk, met ander woorde woeker, en bewaak dit, met ander woorde pas rentmeesterskap toe. En dan het die Here vir hulle bevele gegee en gevra, wees gehoorsaam aan die bevele wat ek julle gee, dan sal julle nooit in 'n voorgee lewe beland nie. Kom stap 'n bietjie saam met my, môre en oormôre, dan kyk ons na die triggers, die snellers, om 'n lewe van leen te wil lewe en die oplossings daartoe. Here, as ons net kan besef hoe kosbaar U ons gemaak het, dan sal ons soveel meer vrede en blydskap in ons harte hê. Vergewe ons onkunde en Here, herstel ons na U beeld. Geef vir ons terug wat die sielsvyand deur sy slinksheid van ons gesteel het, toe ons op 'n stadium nie gewaak het nie. Amen.